Daar is iets besonders aan 'n storie wat vir jou vertel word. 'n Stem wat jou saamvat, karakters wat by jou bly. In Ink luisterstories bring vir jou meer as 100 Afrikaanse radiodramas, vervolgverhale en kortverhaalvoorlesings vir elke oomblik wat jy net wil terugsit en luister. So, kom luister saam. Vind ons op YouTube onder die naam In Ink luisterstories. In Ink luisterstories bied aan die verhaal van Racheltjie de Beer, geskryf deur Eugene Pinaar. Die winter van 1843 sou nog vir baie jare onthou word. Nie oor die buitengewone koue of die sneeu nie, maar oor die liefde van een kind vir 'n ander. Die De Beer gesin het uit die Vrystaat getrek om hulself ergens in die Oos-Transvaal te vestig. Terwyl hulle oor die Drakensberge getrek het hulle by 'n boer aangedoen om so 'n bietjie uit te span en te rus, voordat hulle die moeilike trek oor die berge met hul ossewa sou hervat. Die boer het vir hulle huisvesting gegee in 'n klein hartbeeshuisie op sy plaas wat leeg gestaan het, en het aangebied dat hulle daar oorwinter en eers verder trek wanneer dit effens warmer was. Dit was 'n welkome aanbod wat met dankbaarheid deur Pieter De Beer aanvaar was. Hulle was veilig vir die winter, maar hulle was afgesonder. Ver van die naaste bure, ver van die wêreld. Rachie, wag vir my. Kom, jy hardloop soos 'n driebeenskaap. Issie, jy hardloop so vinnig soos 'n springbok. Ekskuus, 'n springbok. Ek hardloop baie vinniger as 'n springbok. Mens kan nie vinniger as 'n springbok hardloop nie. Ek weet jou, ek sal jou vang. O ja, probeer dan. Wag 'n bietjie, ek moet eers asem kry. Ek het jou mos gesê, jy sal my nie vang nie. Jy maak nie reg nie, jy kroep. Hoe kan ek kroek as ons reusies hardloop? Jy het langer bene as ek. Dis mos nie my skuld nie. Dan moet jy hulle korter maak. Nou goed, ek sal bietjie daaroor dink. Vir Jamie was sy suster sy hele wêreld. Waar sy ook al gegaan het hy gevolg. As sy gewerk het hy haar gehelp. As sy gelag het hy saam gelag. O, hier is julle nou. Ek soek al die hele oggend na my werkers. Ons werk hard, pappa. Werk? Waar? Al wat ek sien is 2 lui kinders. Papa, ek het gehelp. O so, en wat het jy nog al gedoen? Ek het vir Rachie gewys waar al die hout lê. Ek's moeg. Niemand het daardie middag geweet dat die hemel alreeds besig was om sy gesig te verander nie. Ver bo die berge het die donker wolke stadig begin saampak, soos soldate wat voorberei vir 'n oorlog. Middag, buurman. Gert, middag. Kom, klim bietjie af. Oei. Ek kan nie lank bly nie. Ek wil net vir jou gou kom sê, hou die kinders liewer môre naby aan die huis. Hoekom? Daai wolke, ek vertrou hulle nie. Ag nee, wat? Dis winterwolke. Niks meer nie. Ek ken die berge, buurman.
Ek het die lig al voorheen so gesien. En elke keer het dit net moeilikheid gebring. Die volgende oggend het helder begin. Die son het oor die veld opgekom asof die wêreld hom voorberei vir nog 'n gewone dag. Maar soms kruip gevaar weg agter 'n glimlag. Jamie, as jy nog langer aan daardie pap eet, gaan dit aand word voor jy klaar is. Ek eet vinnig, mamma. Nee, jy droom vinnig. Hy oefen seker vir 'n kompetisie. Wat 'n kompetisie? Die kompetisie vir die stadigste papeter in die distrik. Ek gaan wen. Ja nee, daaroor twyfel ek nie. Nou ja, genoeg gelag. Daar is werk om te doen. Wat moet ek vandag doen, pappa? Die houtstapel is amper leeg. Jy en Jamie kan gaan droë takke optel daar onder by die spruit. Ek gaan saam. Jy vra asof iemand jou probeer keer. Nou kom dan, stadigste papeter in die distrik. Ek sal jou nog eendag in 'n resies wen. Wanneer die hoenders leer perdry, ja. Die eerste paar uur was alles soos altyd. Die kinders het gesels, gelag en droë hout opgetel. En die wêreld het nog veilig gevoel. Kyk hierdie een, Ragie. Hierdie tak is groter as ek. Dis net omdat jy kleiner as 'n meerkat is. Ja, maar ek groei nog. Ag, jy sê dit al die laaste 2 jaar. En ek gaan aanhou om dit te sê totdat dit waar word. Ragie, Ja, voel jy dit? wat? Die wind. Moenie kommer nie, boetie. Dis net 'n bietjie wind. Oom Gert het vir pappa gesê daar kom moeilikheid. Ag, oom Gert sien moeilikheid in alles. Hy het verlede week gesê hy's bang vir sy perd. Het hy regtig? Ja, Nou wat het die perd gedoen? niks. Dis hoekom hy vir hom bang was. Ek verstaan nie groot mense nie. Toe maar, jy hoef nie. Jy sal eendag verstaan as jy groot is. Het jy dit gehoor? Ja, Dis donder weer. ja, maar dis ver weg. Baie ver. Baie ver. Ragie, kyk daar. Waar? Kyk daar die wolke. Ek sien ja. Hulle lyk baie snaaks, Ragie. Ja, kom, ons het genoeg hout. Kom ons gaan huis toe. Jy het gesê dis niks nie. Dit is niks nie. Maar mens kan nooit te versigtig wees nie. Jy praat soos die groot mense praat. Ja, ek weet. Die son het skielik verdwyn. Nie stadig nie. Nie soos gewoonlik nie. Dit was asof iemand 'n donker kombers oor die hemel getrek het. Maar daar is julle. Dit lyk vir my hier kom 'n storm. Help my gou dat ons al die diere in die stal kry. Die wolke lyk snaaks, pappa. Ja, die weer is snaaks. Ek dink hier kom groot koue. Dalk sneeu dit nog vannag. Ons maak 'n lekker groot vuur in die kaggel. Dan gaan ons nie eers die koue voel nie. Jy is reg. Goddank is ons nie vannag besig om te trek nie. Die Here het voorsiening gemaak deurdat oom Gert vir ons huisvesting en beskutting vir ons diere kon gee. Nou ja, die storm is op pad. Ons kan nie heeldag hier staan en ginne gaap nie. Ag, dankie tog, julle is hier. Ek het begin bekommerd raak. Maar waar is pappa? Pappa en oupa Jan maak net seker dat al die diere in die stal is. Hulle sal seker nou hier wees. Ek het vir ons 'n pot lekker gortsop gekook. En sodra pappa kom, kan ons eet. Is alles reg? Is die diere veilig? Jy lyk bekommerd. Ag genade my vrou. Al die diere is daarom op stal, maar een van die ou lammertjies is nêrens te vind nie. Ek het net gou kom sê, ons gaan gou kyk of ons hom nie dalk elders kan kry nie. Maar hy behoort nie te ver te wees nie. Pappa, hy sal nie alleen oorleef daar buite nie. Ek gaan help soek. Dankie my kind. Ek is seker dit sal baie help. Ek gaan saam. Nee, bly jy hier by my. Dis lekker warm vir die vuur. Nee, as Ragie gaan, dan gaan ek saam. Ek sal mooi na hom kyk, mamma. Nou goed dan, maar julle gaan nie ver nie, gehoor. As julle nie die lammertjie kry nie, kom julle dadelik terug. Ons beloof, mamma. Jamie, kom hier. Ek bind gou nog 'n karos om jou skouers en jy hou hand styf vas, hoor jy? Ja, mamma.
Julle twee kan met die paadjie afloop tot onder in die laagte en dan gaan ek en ou Jan aan die ander kant loop soek. Ragie, Hou net aan stap, Boetie. Ons sal nou daar wees. die wolke. Ek's bang. Ek hou ook nie daarvan die Boetie. Maar ons hoef nie bang te wees nie. Hou net my hand styf vas. Kyk Ragie, dit sneeu. Ja, Jamie. Ek sien nie die lammertjie nie. Dis ook nou donker. Ek dink ons moet huis toe gaan. Ja, kom ons draai om. Kom ons loop net tot by daardie groot bos. Die lammertjies is lief om onder sulke bosse in te kyk. Moenie my hand los hier, Ragie, ek's bang. Toe maar, ek sal jou nie los nie. Hierdie is nie 'n lammertjie nie. Kom ons gaan dan maar huis toe. Ja, dit begin nou erg sneeu, Ragie. Jamie, Wat? ek dink ons moet hardloop. En toe het die sneeustorm met mening losgebars. Dit het nie gekom soos gewone storms nie. Dit het nie gewaarsku nie. Dit het nie toestemming gevra nie. Dit het eenvoudig toegeslaan, soos 'n roofdier uit die donker. Die twee het gehardloop so vinnig as wat hulle voete hul kon dra. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat hulle eintlik verder weg van die huis af gehardloop het. In hulle benoudheid en as gevolg van die donker, het hulle koers verloor en heeltemal in die verkeerde rigting gehardloop. Ragie, wag vir my. Kom Jamie, moenie stop nie. Ek probeer, ek kan niks sien nie. Hou net aan beweeg, Jamie. Watter kant toe? Hierdie kant, kom net agter my aan. Hoe weet jy, sussie? Ek weet nie. Eina, Jamie, ek het geval. Eina, my knie. laat ek sien. Is dit gebreek? Eina, ek dink nie so nie, maar is seer. Sal jy kan loop? Ja, ek dink so. Goed, kom ek help jou op. Ek wil huis toe gaan. Ek weet. Ek wil vir mamma hê. Ons gaan haar nou sien. Ragie, het ons verdwaal? Nee, Ons het verdwaal. Ek kry koud. hou net uit, Jamie. Papa sal ons kom kry. Regtig? Dink jy so? Pa kry altyd dinge. Ek weet jou, hy soek ons nou al. Wat se ding? Onthou jy die koei wat weggeraak het toe ons getrek het? Ja, en oom Gerrit se skaap wat weggeraak het ook. Maar die skaap was lekker dom. Was ons ook dom, Ragie? Nee, kom, moenie stop nie. My voete voel snaaks. Beweeg hulle. Laat hulle net aanhou beweeg. Dis koud, Ragie. Minute het verbygegaan. Of dalk ure. In so 'n storm is dit onmoontlik om te weet hoeveel tyd verbygaan. Die donkerte het oor hulle neergesak. En toe gebeur daar iets wat Rageltjie se hart laat sink het. Wat is fout, Ragie? Hoekom stop jy? Daardie boom. Ja, Ons was net nou al hier. hoe weet jy? Ek onthou daardie gebreekte tak. Ons loop al in die ronde. Beteken dit ons het verdwaal? Moenie dit sê nie. Maar Moenie. ons het regtig verdwaal. Ek dink so. Ja, En toe het albei geweet. Hulle was alleen. Die storm het nog lank nie klaar gepraat nie. Dit het die wêreld verswelg. En die wind het hul vyand geword. Die nag het hulle ingesluk. Ragie, wat fout. die wind druk my terug. Leun vorentoe. Ek probeer. Hoekom waai dit so hard? Ek weet nie. Ek hou nie daarvan nie. Ek ook nie. Die koue het nou begin byt. Nie soos gewone winterkoue nie. Hierdie koue het vingers gehad. Dit het aan hulle ore getrek, aan hulle hande, aan hulle voete. Ragie, my hande brand. Laat ek sien. Au, Jou vingers is ijskoud. Steek hulle onder jou arms in. So, hulle voel snaaks. hou hulle warm. Dink jy mamma is bekommerd? Ja, Baie? ja baie. Sy gaan kwaad wees. Nee, sy sal nie.
Miskien net 'n bietjie? Nee, sy sal net bly wees om ons te sien. Ek is moeg, Ragie. Ek weet, Kan ons nie 'n bietjie rus nie asseblief? nie nou nie. Net 'n klein bietjie asseblief. Nee, Hoekom nie? ons moet aanhou beweeg. Maar ek kan skaars loop. Dan loop jy stadig, maar jy bly loop. Wens ek was by hom. Ek ook. By die vuur. Ja, Met mamma se sop. dit klink lekker. Papa maak altyd as hy nie nog 'n pak wil hê. En dan eet hy 3. Partykeer 4. Hulle het oor die huis gepraat soos mense oor 'n droom praat. Iets wat so naby voel, maar tog so ver buite bereik bly. Ragie, Ja, gaan ons doodgaan vandag? nee Jamie. Jy het lank gevat om te antwoord. Ek het net gedink Oor wat? oor hoe ek jou gaan terg as ons by die huis kom. Hoekom? Omdat jy so bang was. Ek is nie bang nie. O, nee. Net 'n klein bietjie. Toe maar boetie, ek ook. Regtig? Ja, regtig. Ek het gedink grootsuster word nie bang nie. Grootsusters kan baie bang raak. Hulle wys dit net nie altyd nie. Daardie woorde het vir Jamie laat stil raak. Want vir die eerste keer het hy besef dat sy suster nie alles kon regmaak nie. Sy was ook maar net 'n kind. Ragie, kyk, Wat is dit? daardie koppie. Ja, wat van die koppie? As ons bo klim, kan ons dalk die huis sien. Dis dalk moontlik. Kom ons probeer. Kom, Met die laaste bietjie hoop wat hulle nog gehad het, het hulle die koppie begin uitklim. As hulle net die plaas kon sien, sou alles nou nog kon regkom. Ons is amper bo. dit net 'n klein ding. Kan jy iets sien? Nee, Niks? hierdie storm. So ver as wat die oog kon sien, was daar niks. Geen huis, geen lig, geen redding. Slegs die swart lug en die donkerte van die nag. Wat maak ons nou? Ons hou aan. Maar diep binne in haar hart het selfs 'n Rageltjie begin wonder hoe lank hulle nog sou kon aanhou. Die storm het effens begin bedaar, maar die koue het net erger geword. Duisternis het hulle omsluit. Jamie se kragte het vinnig begin ingee. Rageltjie het besef sy sou moet skuilplek vind voordat die nag en die koue hulle finaal oorweldig. Ragie, Ja, ek hou nie van die donker nie. jy was nog nooit bang vir donker nie. Dis gewone donkerte, maar hierdie donkerte voel anders. Ek weet. Wat was dit? 'n Uil. Dit klink soos oom Gert wanneer hy snor. Dan gaan hy jou met 'n kierie jaag. Hy sal nie my vang nie. Nee, want jy hardloop soos 'n springbok. Nou terg jy my. Dis my werk. Vir 'n oomblik het die wêreld weer normaal gevoel. Net 'n broer en 'n suster wat saam stap. Net kinders. Maar die wêreld was nie normaal nie. Ek kan nie my hande voel nie. Jou hand is ijskoud. Ek weet, Kan jy jou vingers beweeg? net 'n bietjie. Hou aan probeer. Maar Rageltjie het geweet. Dit raak ernstig. Die koue was besig om sy kragte weg te steel. Bietjie vir bietjie. Ek is jammer, Waarvoor? omdat ek stadig is. Jy's nie stadig nie. Maar ek hou jou op. Jamie, luister mooi na my. Ek luister. Ek sal jou nie los nie. Nooit nie. Verstaan jy? Ja, Maak nie saak wat gebeur nie. Dit was 'n belofte. 'n eenvoudige belofte. Maar een wat sy met haar hele hart bedoel het. Ragie, kyk daar. Wat? Daar. Wat sien jy? Daardie donker ding. Wat is dit? Is dit 'n huis? Wag.
Dis 'n groot muurshoop. O, dit kan dalk die wind breek. Regtig? Ja, kom. Dis warmer hier. Net 'n bietjie, maar beter as niks. Die muurshoop is uitgehol. Kruip jy daarin. Jy's lekker klein. Jy sal mooi pas. Maar wat van jou? Ek gaan nie styf teen jou sit, dat die wind jou nie kan bykom nie. Kan ons hier bly? Net vir 'n klein rukkie. Maar diep binne in haar het sy geweet. Hulle gaan waarskynlik die hele nag hier wees. Dink jy hulle sal ons soek? Ja, beslis. Nou, Ja, pappa ook? ja, veral pappa. Dan sal hy ons kry. Ja, ja. Jy klink nie baie seker nie. Ek probeer wees. En vir die eerste keer daardie nag het die trane in haar oë begin brand. Nie omdat sy koud was nie, maar omdat sy bang was. En toe het die ware toets begin. Die nag het stadig verbygekruip, minuut vir minuut. Die wêreld was nou net donkerte en koue en die geluid van die wind. Ragie, Ja, slaap jy? nee. Ek ook nie. Dis omdat jy te veel praat. Ek praat nie, Jy doen. dalk 'n bietjie. Ragie, vertel my 'n storie. Nou, Ja, ek ken nie stories nie. jy jok. Hoe weet jy? Jy jok altyd wanneer jy sê jy ken nie stories nie. Goed. Maar watter een? Een wat goed eindig. Daar was eendag 'n seentjie. Was hy mooi? Nee, hy het groot ore gehad. Soos oom Gert? Nee, nog groter. Onmoontlik. Niks is onmoontlik in stories nie. Dis waar. Hierdie seun het gedink hy gaan nooit iets bereik nie, Hoekom? omdat almal hom geterg het oor sy ore. Dis gemeen. Ja, maar eendag was daar 'n groot storm. Soos hierdie een. Ja, net so. En toe, Toe red hy sy hele dorp, want hy was baie dapper. met sy groot ore. Presies ja. Hy het die wind hoor aankom en toe waarsku hy almal. Seker omdat sy ore so groot was. Natuurlik. Niemand anders het die storm gehoor aankom nie. Dis 'n mooi storie, Ragie. Ja, Wat wil jy eendag word as jy groot is? ag, ek weet nie. Jy moet weet, groot mense weet altyd. Dis nog iets waaroor jy verkeerd is. Miskien wil ek my eie plaas hê. Met honderde perde, Nee, 200. dis baie. Ja, ek weet. Ek gaan jou help, ek sal die perde oppas. En wat wil jy word as jy groot is? Ek weet, ek gaan 'n ontdekkingsreisiger word. Regtig? Ja, ek gaan plekke sien wat niemand nog ooit gesien het nie. Nee, jy sal verdwaal. Nee, groot mense verdwaal nie. Vir 'n paar minute was die storm en die koue ver weg. Maar net vir 'n paar minute. Toe raak Jamie stil. Baie stil. Jamie, praat bietjie met my. Ek luister liewer. Nee, jy moet praat. Ek's moeg. Jy mag nie aan die slaap raak nie, Hoekom nie? omdat ek so sê. Dis nie 'n goeie rede nie. Dis die enigste rede wat jy gaan kry. Ragie,
Ja, Is jy bang? ja, net so bietjie. Ek ook. Dis reg. Mens hoef nie altyd dapper te voel om dapper te wees nie. Hoe bedoel jy? Partykeer beteken dapper wees dat jy aanhou. Al is jy bang. Dan is jy baie bang. Nee, Ja, jy klink wees is die stadigste papeter in die distrik. en jy klink soos iemand wat probeer om nie te huil nie. Daardie woorde het haar onverwags getref. Want kinders sien partykeer dinge wat groot mense mis. Ek probeer. Moenie huil nie, Ragie. Pappa sal ons kry. Racheltjie het nie geantwoord nie. Want diep binne in haar het sy begin besef dat die nag langer sou wees as wat sy ooit kon dink. En terwyl die ure stadig verbygekruip het Jamie se stem al sagter geword en sy liggaam al kouer. Teen middernag sou Racheltjie voor die moeilikste besluit van haar lewe te staan. Die nag het aangehou. Racheltjie was nie 'n heldin wat groot dinge gedoen het nie. Sy was 'n bang, uitgeputte kind wat 'n besluit geneem het uit liefde vir haar boetie. Net die wind was hoorbaar, maar soms het dit sagter gewaai, asof die wêreld self stil geraak het om getuienis te wees van wat sou gebeur. Met elke uur het die koue meer en meer van Jamie se krag gesteel. Ragie, Ja, ek kan nie meer my voete voel. dis net omdat hulle koud is. Beweeg hulle so 'n bietjie, boetie. Ek probeer, maar ek dink nie hulle luister na my. Daardie woorde het Racheltjie se hart laat saamtrek, want sy het geweet wat dit beteken. Ek is moeg, kan ek net 5 minute rus? Nee, Net 5? nee Jamie. Kyk vir my. Ek kyk. Jy moet wakker bly, Hoekom? omdat ons amper by die huis is. Regtig? Vir die soveelste keer daardie nag het Racheltjie 'n leuen vertel. En hierdie een was die moeilikste een. Kan jy die huis sien? Nee Jamie, Dan hoe weet jy? Jy snaaks. Toe raak Jamie weer stil. Maar hierdie keer het die stilte langer geduur. vertel my van jou perde. Watter perde? Daai 200 perde wat jy eendag vir my gaan oppas. Ek wil nou slaap. Nee, Hoekom nie? omdat jy nog nie klaar vir my vertel het van daai perde nie. Hulle kan wag. Nee, Ek kry baie koud. En toe het Racheltjie geweet. Regtig geweet. As niks verander nie, sou haar boetie nie die son sien opkom nie. Jamie, Ja, kyk nader. ek is al naby. Nee, maar nog nader. So, Ja, En daar, in die donkerte, het Racheltjie die besluit geneem. Nie omdat sy wou nie, omdat sy moes. wat doen jy? ag, ek trek net my jas uit. Hoekom? Omdat jy dit nodig het. Maar jy gaan koud kry. Nee, ek sal reg wees. Nee, hou dit. Jamie, Ja, wanneer laas het jy 'n argument teen my gewen? nog nooit. Presies, trek aan die jas. Dis warmer. Dis goed. Maar wat van jou? Moenie oor my bekommer. Toe trek sy hom teen haar vas, so styf as wat sy kon. Asof sy haar eie warmte in hom wou instoot. Toe hy na 'n rukkie weer kla dat sy rug nog koud kry, het sy haar truitjie ook uitgetrek en om hom gevou. En later ook haar wol onderrokkie. Totdat sy self geen beskerming meer teen die koue gehad het nie. Ragie,
Ja, Jy's die beste suster ooit. dankie Jamie. Moenie my los nie. Nag, Rachel. Sy het lank daar gesit, met haar arms om haar boetie. Haar gesig teen sy hare, terwyl die koue deur haar eie liggaam begin kruip het. Ver bo die wolke het die storm uiteindelik begin bedaar. Maar vir Racheltjie de Beer was die prys reeds betaal. Terwyl Racheltjie haar boetie teen die koue beskerm het die soektog voortgeduur. Die hele nag deur. Die nag het al roepe gevat, maar die donkerte en die wind het dit ingesluk. Racheltjie! Jamie! Wag! Pieter, Ja? ons moet ons terugdraai. Nee, ons moet hulle kry. Die manne is uitgeput. Ek sal nie ophou nie. Ek weet, buurman. Ek gaan nie terug sonder my kinders nie. Nou maar goed. Ja, dan soek ons verder. Racheltjie! By die huis het die wagtyd nog stadiger verbygegaan. Die vuur was warm, maar dit kon nie die koue uit mamma se hart verdryf nie. Het iemand iets gehoor? Niks nie, tante. Niks. Ek het net kom sê, ek is jammer, tante. Asseblief, Here, laat hulle veilig wees. Sy sal vir Jamie oppas. Sy sal. Ja, Maar terwyl hy dit gesê het die vrees aan haar hart bly knaag. Kort voor dagbreek het die storm uiteindelik begin bedaar. Pieter, Ja, kyk, wat is dit? die lig. Wat van die lig? Dit lyk asof die storm wegtrek. Dit gaan binnekort lig word. Dan verdeel ons. Nee, Nee? ons bly by mekaar. Hoekom? Omdat ek nie vandag nog iemand wil verloor nie. Dis goed. Ons bly by mekaar. Niemand het dit hardop gesê nie, maar almal het dieselfde gedink. En toe, heel eerste, verskyn daar 'n ligte streep aan die oostelike horison. Die naggeluide het begin verdwyn. Die nag was verby. Die son was op pad. En saam met die son het die waarheid gekom. Met die eerste lig van dagbreek het die wêreld verander. Die storm was verby. Die wolke het oopgebreek. En die son het stadig oor die veld begin klim. Perde het deur die nat gras gestap. Die manne het uitgewaai oor die veld. Elke klip, elke bos en elke sloot. Elke moontlike skuilplek. Ja, die mens kan uiteindelik iets sien. Hou net aan soek. Racheltjie! Jamie! Pieter, Wat is dit, Gert? kom kyk hier. Het jy iets gekry? Kyk daar. Die muur swoop. Ja, Maar wat daarvan? daar's iets daar agter. Vir 'n oomblik het niemand beweeg nie. Toe het hulle nader gestap. Stadig. Asof hulle bang was vir wat hulle sou vind. Here nee. Dis hulle. Racheltjie? Daar, teen die muursoop, het hulle gesit. Presies soos die nag hulle gelos het. Jamie! Wag, Jamie! wag Pieter. Jamie! Papa,
Ek's hier, seun. Papa, Ek's hier. ek het geweet papa sal kom. Natuurlik, seun. Waar's Ragie? Papa, Pieter. O, liewe hemel. Hulle het na Racheltjie gekyk. Jamie was toegedraai in haar klere. Sy arms was onder die jas, beskerm teen die koue. Maar Racheltjie het geen jas aangehad nie. Haar arms was steeds om haar broer gevou, asof sy homself nou nog probeer beskerm het. hoekom antwoord sy nie? Papa, Ragie? Die veld het stil geword. Selfs die wind het sagter gewaai. Sy slaap nog. Ja, seun. Ons moet haar wakker maak. Papa, Pieter de Beer het sy seun styf teen hom vasgedruk. Maar geen woorde kon die waarheid verander nie. Sy het hom gered met haar eie lewe. Daar was geen groot monument nie. Geen geskiedenisskrywer was teenwoordig nie. Geen trompette het geblaas nie. Net 'n meisie. 'n Kind wat haar boetie liefgehad het. En in die helder lig van daardie winteroggend het die son opgekom oor 'n veld wat nooit weer dieselfde sou wees nie. Jare het verbygegaan. Die seisoene het gekom en gegaan. Kinders het groot geword. Plaashuise is gebou en afgebreek. Die wêreld het verander. Maar sommige herinneringe verander nooit. Mense vra my soms of ek nog alles onthou. Dan glimlag ek altyd. Want hoe vergeet 'n mens so iets? Ek onthou die wind. Ek onthou die koue. Ek onthou hoe bang ek was. Maar meer as enigiets anders, onthou ek haar stem. Elke keer wanneer ek wou opgee, elke keer wanneer ek bang was, het sy gemaak asof sy nie bang was nie. Eers baie later het ek besef hoe bang sy waarskynlik self was. Vir baie mense het Racheltjie met verloop van tyd 'n storie geword. 'n naam, 'n legende. 'n vertelling wat van geslag tot geslag oorgedra word. Maar vir my was sy net my ou sus. Sy het daarvan gehou om my te terg. Sy het altyd vinniger gehardloop as ek, en sy het dit geniet om my daaraan te herinner. Ek het haar kwaadlik geneem daaroor. Nou wens ek kon haar net nog een keer sien hardloop. Die jare het aangegaan. Ek het groot geword. Ek het my eie lewe gebou. Ek het getrou. Ek het kinders gehad. Toe kleinkinders. Maar elke winter, wanneer die eerste koue wind oor die veld trek, dink ek weer aan haar. Nie aan die storm nie, nie aan die donkerte nie, aan haar. Want dit is wat mense verkeerd verstaan. Hierdie verhaal gaan nie oor die dood nie. Dit gaan oor liefde. Die soort liefde wat nie vra wat dit gaan kos nie. Die soort liefde wat net gee. Die soort liefde wat 'n kind kan hê. Ek het 'n lang lewe gehad. Langer as wat ek daardie nag ooit sou kon droom. Ek het sonsopkomste gesien. Ek het reën gehoor op sinkdakke. Ek het kinders hoor lag. Ek het die wêreld sien verander. En elkeen van daardie dae was 'n geskenk. 'n Geskenk wat ek gekry het, omdat iemand anders bereid was om die prys te betaal. As daar iets is wat ek graag wil hê mense moet onthou, is dit nie my naam nie.
Onthou hare. Onthou die meisie wat geweier het om haar boetie alleen te laat. Onthou die meisie wat haar belofte gehou het. Moenie my los nie, het ek gesê, en sy het nie. En dalk, net dalk, is dit waarom sommige verhale nooit verdwyn nie. Omdat hulle ons herinner aan die beste wat in die mens kan wees. Dankie, Rachel. Dit was die verhaal van Racheltjie de Beer, geskryf deur Eugene Pinaar. Die volgende stemme was te hoor in hierdie verhaal. Die verteller is Pieter Viljoen. Racheltjie is gespeel deur Lizzie Stols en Jamie deur Nicholas Nel. Konrad Silje het die rol van Pieter de Beer gespeel en Madi Hanekom die rol van Maria de Beer. Oom Gert is gespeel deur Leon Stols en die soeker deur Eugene Pinaar. Hierdie was 'n produksie van In-Ink Luisterstories. Die tegniese versorging is behartig deur Eugene Pinaar.